Hallo al die maatjies, graad R1, 2's en 3's. Dis les 3 van ons Sondagskool. Julle onthou mos verlede week het Josef se boetiesom as 'n slaaf verkoop aan mense wat Egipte toe gegaan het. En toe het hulle vir Josef se pa gaan vertel dat roofdiere vir Josef gevang het. Hy was so hartseer. Josef het toe in Egipte aangekom, waar hy verkoop is as 'n slaaf. Potifar het hom gekoop, dis die man met die geel klere wat regs hier voor staan, en daar staan Josef daar agter in kettinge vasgemaak. En Potifar het vir Josef gesê dat Josef in sy huis moet werk. Josef het baie goed gewerk, en daarom het Potifar later toegelaat dat hy ook sy geldsake hanteer, en nog later alles in sy huis het Josef vir Potifar hanteer. Maar Potifar se vrou was 'n slinkse vrou. Sy wou vir Josef as haar man hê. En eendag het sy vir hom gesê, kom bietjie hier. En toe het Josef baie groot geskrik en weggehardloop. Sy het 'n stuk van sy klere afgeskeer toe hy weggehardloop het. En toe het sy vir haar man Potifar gaan vertel dat Josef haar wou aanval. Potifar was verskriklik kwaad vir Josef en het Josef daarom in die tronk laat gooi. Kyk, daar vat die man hom weg, tronk toe. Daar het Josef in die tronk beland. Maar Josef was baie goed in die tronk gewees. Hy het dit vir die tronkbewaarder maklik gemaak, en daarom het die tronkbewaarder hom baie vertrou en baie werkies vir hom gegee. Kyk, daar skryf hy op die klei tablet op, terwyl die tronkbewaarder in die tronk sit. Saam met Josef in die tronk was daar 'n vetterige mannetjie, die ene wat sit, hy was 'n bakker gewees. En daar was ook 'n ander maarder ene, die ene wat sy kop in sy hande het, en hy was 'n skinker gewees. En hulle het elkeen gedroom. Die skinker het gedroom dat hy sien hoe 3 druiwetrosse pragtig groei, en hoe hy die druiwe in 'n beker uitdruk en vir die farao gee. Die Josef sê toe vir hom, dit beteken, die farao gaan jou sy skinker maak. Die bakker sê toe, ek het ook gedroom gehad, ek het gedroom, ek dra 3 mandjies met brode bo op my kop, kyk sy lekker boekmens julle, en terwyl ek het dra, het die kraaie my aangeval en die brood begin vreet. En toe sê Josef vir hom, dit beteken vir jou slegte nuus, die farao of die koning hou nie van jou nie, hy gaan jou laat doodmaak. En dit was toe ook so gewees. Die skinker is toe aangestel om weer vir die farao sy wyn te skink, en die bakker is toe doodgemaak. Een aand het die farao self gedroom. Hy het gedroom, daar kom 7 vet koeie uit die rivier uit, wat lekker dik vreet langs die groen gras langs die rivier. En toe kom daar 7 maarkoeie, en die maarkoeie vreet die vet koeie op. Kyk, al rooi maarkoeie, hoe vreet hulle die vet koeie. En toe het hy weer gedroom, hy het gedroom, sy koring dra 7 vet are, kyk 'n bietjie links bo die vet are, maar daar was ook 7 maarare gewees, en die 7 maarare eet toe die vet are op. Ja, en die volgende dag toe sy mooi deurmekaar, en hy vra vir sy manne, wat beteken hierdie droom? Maar niemand kon dit vir hom uitlê nie. En toe onthou die skinker eers van Josef, wat in die tronk sy droom uitgelê het, en toe sê die skinker, ek weet van iemand wat vir jou kan help, koning, en sy naam is Josef. Hulle gaan haal toe vir Josef in die tronk, en Josef sê toe vir die farao wat sy droom beteken. Josef sê, farao, dit beteken daar gaan 7 jaar wees, waarin daar baie goeie oeste is, en dan gaan daar 7 baie droë jare wees, maar jare soos wat daar die beesmaar is, en dan gaan die mense honger kry. Kyk 'n bietjie hoe staan daai man honger daar met sy bordkos. En toe sê die farao, maar wat moet ons dan doen, Josef? En Josef sê, farao, ons moet vir 7 jaar al die oeste wat kom baie mooi bære, sodat daar kos sal wees vir die 7 jaar wat dit droog gaan wees. En daarom het die mense, die farao, het toe gesê, Josef het my slim raad gegee, en daarom het hy vir Josef die onderkoning van Egipte gemaak. Kyk 'n bietjie, daar ry farao op 'n baie mooi wa van die koning. Hy was nou die tweede belangrikste man in Egipte gewees. En dit het net so gebeur, daar was 7 vetjare, waar dit baie gereën het, en baie groot oeste op die lande was, en toe het Josef laat hulle al daai kos bære wat oorgebly het, en toe was daar genoeg kos, toe daar 7 maarjare gekom het. Dit was goeie tyd vir Josef, omdat hy getrou was aan die Here, en omdat hy verantwoordelik was, alles gedoen het wat almal van hom gevra het, het hy goed gedoen,
het die Here hom geseën en het dit goed gegaan met Josef. Dit het so goed gegaan, dat Josef later met 'n vrou getroud is en 2 kinders gehad het. Volgende week gaan ek julle vertel hoe Josef se boeties weer teruggekom het, om vir Josef te kom sien in Egipte. Antwoord gou die paar vragies, en dankie dat julle geluister het.